Wat 'n voorreg vanmôre om weer saam met jou te gesels uit God se woord, te mediteer oor 'n gedagte, soos wat die Here dit met ons deel. Vanmôre vat ek jou na Openbaring. Ons begin vanmôre 'n paar verse uit Openbaring 1 vers 2 lees. En die tema wat ek vanmôre sê is Openbaring en profesie. Nog 'n onderwerp waaroor mense nie sommer wil praat nie. Openbaring 1 vers 2 sê, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Onthou, dis Johannes wat skryf, en hy skryf wat die engel vir hom gee om te skryf. Openbaring is aan Johannes toevertrou, omdat hy getuienis afgelê het van die getuienis van Jesus, en van alles wat hy gesien het. Mense wat sê, ek kry net geen openbaring van die Here nie, moet verstaan, dat wanneer dit by openbaring, inligting of inspirasie kom, die Here baie definitiewe voorvereiste het. Gaan ons dit persoonlik in ons hart ontvang en dit vrylik aan ander vrylaat. Nadat hy Abraham besoek het, het die Here vir sy engele gesê, ek gaan vir Abraham vertel wat in Sodom gaan neerdal, want ek weet, hy sal dit ontvang en deel. Gaan kyk gerus in Genesis 18 vers 17 tot 19. Jesus het dit so gestel, let op hoe julle hoor, want aan wie het, sal meer gegee word. In Markus 4 vers 24 en 25. Met ander woorde, as jy na Bybelstudie of jou oggendoordenkings kom en sê, vermaak my, of ek is net 'n bietjie nuuskierig oor profesie, sal jy niks ontvang nie. Maar as jy hoor, studeer, leer, bid en lees met die doel om dit persoonlik te omhels en met ander te deel, dan sal die Here jou voortdurend openbaring, voortdurend nuwe inspirasies gee. En dis waarvoor ek vir jou bid in hierdie dag, dat jy by God self 'n nuwe woord sal kry, sodat jy dit met ander kan deel. Die Here seën jou. Môre kuier ons verder. Amen.